Ek is Thys van Sail en hierdie is 'n wins of verlies. Ons gesels vandag oor iets wat elkeen van ons raak, of jy nou 'n salaristrekker is en of jy jou eie besigheid bestuur. Verstaan jy werklik die verhouding met jou bank en die rol wat hulle in jou geldsaake speel? My gaste vandag is die akteur en sakeman Alvin Breinders en Paul de Bruin, 'n kenner in kommersiële en besigheidsbankwese. Welkom julle. Dit is lekker dat julle op die program is en Paul en Alvin, ja, Alvin is al 'n ou gesig, jy weet, op hierdie kassie, maar Paul is nou, ja, hy's 'n nuwe man, so ons gaan hom bietjie, maar ek en jy het so 'n bietjie een kant te praat, soos ons van hierdie ou gas gee vandag. Nee, ons moet ons gaan hom nou hanteer as die bankbestuurder vandag. Jy weet, so Ek was 'n bankbestuurder, ek is nie meer. dan ja, kyk hoe maar hy sê dadelik, jy weet, so ons moet hom maar rustig wees op hom. Alvin, natuurlik jy's hierso, maar jy's hier vir 'n ander rede. Jy's eintlik 'n entrepreneur of nout. Jy weet, baie min mense weet dit. Vertel ons bietjie. Ek het 'n besigheid met die naam van Sound HQ Solutions wat tegnies verskaf. Verhoog, beligting, events. Nou moet jy dink aan feeste daar buite met die groot struktuur en dan dink jy ook aan daai groot bank jaareindfunksies hier in Sandton Convention Center. Daar waar jy jou lang speeches gemaak het. Met die groot skerms en die tipe goed. So daar is die korporatiewe funksies. So ons is gelukkig in die sin dat jy die feesparty funksies en dan het jy daai korporatiewe funksies. Wat great is, en ons verskaf die tegniese toerusting met die bemanning daarvan. Paul, dan na jou kant toe, jy weet, 'n voormalige dienslewering binne in die bank, 35 jaar se ondervinding, op hierdie stadium is jy 'n bietjie meer 'n vryskut tipe van persoon waarby ons nou gaan uitkom, maar wat was jou ondervinding vir die laaste 35 jaar? Jy weet, waar was 35 jaar terug se bank teenoor waar's bankwese vandag? Jo, dit baie verander. Tegnologie natuurlik dryf alles, data dryf alles. Ja. Weet, selfone het dit ook baie verander. Kliënte kan op hulle selfoon bankdienste doen. Die bankdienste toepassings deesdae wat die banke het is baie goed. En ek dink ons weet almal dat Suid-Afrikaanse bankwese in die wêreld word gewoonlik in die top 3 as geklassifiseer, veral in terme van hoe ver ons gevorder het met tegnologie. Ja. Alvin 20 jaar lank al. Nee, kom ons gaan 'n bietjie 20 jaar terug vir jou. As 'n entrepreneur, maar ook as 'n individu. Hoe het jy dit ervaar? Jy weet, van jou eerste karlening tot jou eerste probeer om 'n projek te finansier. Nou, kom ons kyk gou na daai eerste. Ek dink ek was in matriek. Toe kom FNB met die jong mense ding van The Edge. Ja. Matriek, hierso het hulle 'n chequeboekie vir jou. Yes. Vir 'n matrikulant. Ja. Dit was 'n groot ding. Dit was 'n groot risiko. Hulle het baie vinnig het omgedraai want hy matrikulant is 'n cheque sit so by kroe hop by die deur uit. Maar dit was en ek is steeds by dieselfde bank. Ja. Maar toe in 2008 is ek nou al besig aan die gang met my besigheid. Ek het besef ek gaan op 'n ander vlak speel. Ek moes toe die klankstelsel koop. Angus Baggan was toe op die rise en hy doen die stadium Mighty Mens. En sy tegniese adviseur wil EAW 'n sekere brand hê. En dankie tog, dis die brand wat ek wou hê. Hulle is 'n goeie brand gewees. Maar toe moes ek 6.4 miljoen rand lenings kry by banke en toe het ek my les geleer as 'n jong man en gesê jy moet die surety hê vir die geld wat hy jou gee. Ja. Hy gee nie 'n idee nie. Jy weet my oupa het destyds gesê 'n bank gee vir jou sambreel wanneer die son skyn. En wanneer dit reën vat hy dit terug. Sorry chom, jy het dit ook al 100 keer gehoor. En wanneer dit reën vat hy dit terug. Ja. Maar in 2008 het ouens nie my game verstaan nie. Wat wil jy met speakers doen wat 6 miljoen rand kos? Hoekom? Hulle verstaan nie die return investment. En ouens het destyds toe vir my gesê, jy sou makliker gedoen het om 'n Wimpy franchise te kry. Maar toe sê ek, maar dan moet ek 1 miljoen burgers verkoop om dit terug te betaal. So baie belangrik is die ouens moet die game verstaan en hulle verstaan dit nou al beter. Want jy kan nou vir die ou verduidelik alles wat jy sien daar en daar. Dis wat ek doen. Paul, net terug aan jou toe en ek wil aansluit by Alvin juis om te sê baie kere sal die bank byvoorbeeld net die besigheid verstaan wat gefinansier moet word. Dink jy nie dit is maar eintlik so belangrik? Laat 'n ou byvoorbeeld so 'n tipe van 'n kredietafdeling gehad het in die verlede wat byvoorbeeld entrepreneurs kon ondersteun het, soos byvoorbeeld in daai geval. Ja, definitief. Ek meen
soos Elwin gesê, dit is baie maklik om 'n huis of 'n kar of so te finansier, want dit is redelik voor die hand liggend. As jy 'n franchise doen, ek kan nou nie op die woord vir dit kom Afrikaans, maar as jy 'n franchise doen, baie van die banke is baie goed met franchises en hulle het 'n model wat jy binne-in moet val en hulle verstaan dit. Maar as jy enigiets buite dit doen, dan raak dit moeilik. Veral in die kleiner, as jy in die small of selfs in die medium enterprise mark pas, raak dit baie moeilik. Die omset van verhoudingsbestuurders is ook relatief hoog, veral in die groter banke. So die banke sukkel bietjie met dit. Is eers as jy regtig 'n gevestigde besigheid raak en wanneer hulle kan sien, okay, jy weet wat jy doen. Maar Paul, sekerlik, jy weet die bank moet ook as jy in 'n vennootskap intree, byvoorbeeld, kom ons sê ja, ek is nou al 'n kliënt van jou vir 10, 15 jaar argumentshalwe. Ja, ek het al 'n eiendom deur jou gekoop, gefinansier, 'n voertuig of 2 al gedoen, maar ek is 'n loyale kliënt, ek doen my ding saam met jou, ek groei saam met jou, my goederes is alles daar. Nou het ek hierdie besigheidskonsep wat byvoorbeeld buite 'n raamwerk val van byvoorbeeld, kom ons sê 'n franchise. Maar tog as ek 'n nuwe konsep het en ek het 'n baie goeie besigheidsplan en ek het 'n track record van 'n ou wat tog goed kan kyk na sy krediet, maar nog steeds moet ek basies, jy weet, die sekuriteit opsit. So dis amper 'n one-sided vennootskap as ou baie keer daaroor voel as jy byvoorbeeld besigheidsfinansiering kry. Tyd wat jy daar kom, ken jou bank jou nou al goed, jy het 'n goeie rekord met hulle, dan raak dit baie makliker. As jy bewese rekord en jy is 10, 15 jaar by 'n bank en dan die besigheidsbank mense kan dan sien, dat jy, want teen daai tyd het jy waarskynlik ook al redelike dalk al beleggings by hulle, jy het bates wat al afbetaal is, daar is eiendom in die agtergrond, so hulle weet en hulle ken jou. Hulle weet as jy hierdie ding gaan aanpak, dan gaan jy sukses daarvan maak. En net so vinnig, as jy 10 en 15 jaar en as hy besigheid aan die gang is en as hy gevestig is dit so dat die bank speel 'n kleiner rol dan? Ek probeer die banke minimaal. Ek wil nie 'n overdraft fasiliteit hê nie. Ek begin om verstaan, ek wil amper en sommige ouens sê dis verkeerd en sommige ouens sê dis hoe jy besigheid doen. Ek sê skuldloos. Ja. Nee, dis die waarheid, want ek wil as jy gaan kyk, jy weet op die einde van die dag, skuld is in elk geval op 'n balansstaat, jy weet as skuld. Ek wil dit kan nie gesien word as 'n bate nie. So dit het in elk geval 'n impak op jou besigheid se waardasie éventueel. So vinniger om skuldvry te wees, so beter. Maar kom ons los dit daar. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons oor groei, slim finansiële besluite en hoe bankdienste jou kan help of terughou. Jy kyk nog na wins of verlies en ons gesels oor die besluite wat jou besigheid kan laat groei of selfs terughou. Manne, kom spring sommer weer terug in die, kom ons sê nou maar die warm pot. Ek dink ons het nou vir 'n klompie kykers daar buite, jy weet dan, ek dink hulle kom in tyd saam, jy weet en sê ja maar hoekom sê dat vra dit eerder vir jou of hoekom sê jy nou dit sê, jy weet ek was gister by die bank gewees, jy weet hierdie ouens is almal useless, hulle sê net nee, ek moet nie eens probeer nie. Maar dit is tog nie die geval nie. Paul, terug gaan na jou toe, die stigma rondom privaat bankdienste. Okay, so met ander woorde, jy kwalifiseer letterlik, jy weet, volgens jou, kom ons sê jou inkomstegroep waarin jy val, volgens jy weet vorige krediet wat jy byvoorbeeld aangegaan het, volgens eintlik jou pakkie wat jy vir die bank gee, wat hulle het op stelsel nommer 1 en nommer 2 is wat eintlik so staan. Jy weet wie jy is en wat jy is. Jou refleksie van jouself. Sien julle dit basies weet as diskriminerend of byvoorbeeld meer soos rewarding? Ek bedoel want tog as jy mos goed na jouself kyk in jou werk en jou inkomste, dan kan jy mos tog voordele daarvoor trek. Hoekom is daar so iets soos privaat bankdienste? Ek dink banke wat hulle doen is hulle kyk na jou gedrag, jou tipiese gedrag as jy in verskillende vlakke is. Wat is jou lewenstyl op daai stadium? Jou behoeftes, huiskoop, kar koop ensovoorts. En hulle pas hulle pakkette daarmee aan. So dis alles wat ons as ek nou in Engels kan noem behavioral scoring en jou gedrag op daai stadium van jou lewenstyl waar jy is, maak 'n groot impak.
So jy kry baie goeie, ek dink pakkette, baie goeie voordele. Jy moet net mooi kyk en mooi gaan soek vir hulle, maar jou bank kyk gewoonlik baie mooi na jou as jy nou al in die privaat bankdienste begin inval. Lewe raak bietjie makliker. Ja, dit raak bietjie makliker. Selfs van intree vlak af. Ek meen die pakkette wat jy kan kry deesdae. Veral van die nuwer banke, jy het GoTime en daardie ouens. Daar's pakkette wat jy basies geen fooie betaal nie. Ja. Ons weet Capitec se intree vlak diens is baie goedkoop. So ja, ek dink die banke is baie beter met verhoudingsbankdienste en veral jou gedrag wat jy in 'n sekere tyd openbaar. Daar's modelle in die agtergrond wat heeltyd jou kredietgraderings aanpas en heeltyd dan opgradeer na ander tipe van 'n pakket of die lewe raak net baie makliker vir jou by jou bank. So dis amper 'n aktuariëre som. Ja. Jy weet wat uitgewerk moet word. So met ander woorde, maar ek wil net 'n bietjie daar vasbyt want dit voel nog steeds my half asof dit bietjie diskriminerend is. Want ek wil as ek byvoorbeeld nou 'n 21-jarige ouetjie is en ek is dinamies en ek het 'n goeie besigheidsplan en daai tipe van goeders, dan kry ek sommer 1 of 2 basispunte hoër. Jy weet wat ek op rente moet afbetaal, maar dit sit my onmiddellik onder druk eintlik. Jy weet as wat my pa byvoorbeeld 55 jaar oud is, ja, hy het 'n goeie rekord en alles, maar hy kry byvoorbeeld prima -2 byvoorbeeld. Jy weet en hy betaal minder vir sy skuld, maar sy inkomste vlak is hoër. So hy is nie onder druk wat dit aanbetref nie. Hoe voel jy daaroor al? Nee, ek dink die bank wil hê jy moet jou eers bewys, is dit nie? Ja, risikogradering. Maar is dit tog nie, maar jy weet op die einde van die dag, ek wil nie onder druk geplaas word om myself juist te bewys nie. Ek dink jong mense, jong entrepreneurs moet juist byvoorbeeld baie minder betaal. En ek sê nie ek moet nou meer betaal asseblief nie. Jy weet net as my bankier my nou gehoor dan gaan hy my nou opstoot. Jy weet ons kan plan maak vir jou. Asseblief wat. Jy weet en dan hierso kom die ander vraag, hoe belangrik is dit vir banke nou om kwaliteit customers te kry. Juist vir die kostefaktore. Jy weet want dit is nou so goedkoop. Ek bedoel, jy gaan amper jou voordele al verniet moet weggee net om klandisie te kan hou met die bekostigbaarheid van aanlyn dienste deesdae. Ja. Die sisteme wat jy in plek moet doen is bitter baie geld. So jy moet groot getalle hê om dit gedeel om daai nommers te maak werk. Jy kry maklik hulle moet getalle hê om hulle koste vol te maak. Maar dan jy weet die rekeninge is soos ek gesê het, van hulle is 0 by van die banke en by die intreevlakke, maar iewerster moet hulle dan ook geld opmaak en dis meestal maar nie lenings. So hulle sal vir jou 'n onversekerde lening kan jy kry, maar jy gaan kyk teen prima plus 1, prima plus 2 per maand. Hulle prys die faktor en jy weet op die rentekoerse in elk geval. En die risikomodelle prys alles in. Die risikomodelle is relatief robuust in terme van dit. Alles word in ag geneem en jy word geprys volgens jou risiko. Maar wat gebeur met slegte skuld? Ek bedoel, en dis een ding wat Suid-Afrika natuurlik, jy weet, vulkanies het. Jy weet, so ons het regtig vir 'n baie groot probleem as dit kom by skuld en algemene slegte skuld op huisleen. Ag op huis op gewone ouens wat jy gewone so die slegte skuld word in die prysmodelle ingebou. Daar's 'n 4 of 'n 5 of 'n 7% kans, hang af net by jy weet of dit in besigheidsbank of in die individuele bankdienste is, daar word 'n redelike persentasie reeds in die modelle ingebou. En almal betaal dan daarvoor. Daar's miskien 10% wat dan nou wat sleg gaan, maar die ander 90% van die ouens in hulle prys betaal vir dit op die einde van die saak. Is daar 'n mite? Jy weet waar byvoorbeeld slegte skuld, jy weet, kan afgeskryf word by teen belasting, jy weet op hulle balansstaat en 'n winsgewendheid aan die einde van die jaar of jy weet in die banke. Ja, die banke self. Jy weet want tog, jy weet ons praat hier van biljoene rande. Jy weet wat net eenvoudig net verloor uit die stelsel uit. Definitief, dis op jou balansstaat maar die bank prys daarvoor ook. Natuurlik. Maar ons weet hulle werk die stelsel, Nee, kyk, die banke maak seker dat hulle
Gecover. die beste transaksie kan kry. En Ja. ek meen, jy wil dit ook sê, want jy wil ook nie hê jou bank moet skielik 50 of 60% afskryf Nee. en die bank kom in die moeilikheid want jou geld is daar. Ja. So jy wil seker maak dat die bankwese baie gesond is, Tuurlik. want ons almal se geld is daar so. Alvin, nou, wat doen jy met jou balansstaat se negatiewe balans? Ek praat nie uit nie. Wat is jou mite, my vriend? So en dan want en kom ons kyk nou na ander banke, die soos jy sê takke raak minder. Maar daar is die Time Bank tipe van. New bank. Is dit Dis amper die mense bank vir mense. Jy weet, want dit is lae kostes en Ja. en daai numbers game kan dit potensielik ook aanstap by Alvin. Jy weet, kan dit bankwese toemaak soos wat ons dit ken. Jy weet dat jy byvoorbeeld nou in 'n stripmall in sal loop of in 'n mall en jy het nie meer takke nie want alles is elektronies. Ek dink by ons in Suid-Afrika het ons nog 'n entjie om te gaan Ja. om dit te kom, maar dit is moontlik. Daar is Om banke kontantloos te wees. Ja, Jy om weet, heeltemal ek dink, ja. kontantloos en heeltemal aanlyn te wees. Maar Ja. dan moet jy 'n baie goeie aanlyn offering hê en die kliënte wat jy dit vir offer moet dan ook weet wat savvy genoeg wees Ja. om dit heeltemal te gebruik. Moet nêrens heen gaan nie want net hierna bespreek ons alles wat jou bank jou dalk nie vertel. Kan jy met jou bank onderhandel? Ons bespreek dit en ander dinge wat jou bank jou nie noodwendig vertel nie volgende. Ja, nou raak dit lekker. Alwe ek moet wel by jou begin. Wat is jou persoonlike bankier se naam? Wat sy gunsteling kleur? Ja, verstaan. Hy hou hom ook maar, Mr. Naidu hou hom ook maar 'n bietjie weg van my af, jy weet. Ons het nou die naam gekry. Ja. So kan 'n mens met jou bank onderhandel? Ja. Dis 'n goeie vraag dan aan jou toe. Is dit nog doenig, jy weet, want onthou in die ou dae, jou oupa se altyd vir jou gesê het, ja, hy gaan nou bank toe. Ja, En hy- bankbestuurder is daar. Hy's daar, hy het 'n afspraak met hom, hy trek sy beste kerkklere aan en hy's uit. Ja. Jy weet, en dit hang net maar af hoe hy terugkom met die houding en dan weet jy net maar hoe dit gegaan. Jy weet, wat was die uitklaring, maar hy kon fisies gesit het en geonderhandel het. Is daar nog so iets? Ek dink aan die individuele bankdienste, ons wil ons nou eers privaat bankdienste uit. As jy in die gewone individuele bankdienste of retail banking soos dit maar algemeen bekend staan. Daarso is die pakkette is daar, jy word geklassifiseer volgens jou inkomste of die profiel wat jy is. Ja. Jy kry hom, jy moet tussen die banke meeste van die tyd in die retail banking moet jy maar beweeg om te kyk waar jy die beste transaksie kan kry. En daar's baie goeie pakkette daarso vir dit. In die besigheidsbankdienste is dit maar dieselfde as jy in die intree vlak is. Jy weet, as jy 'n nuwe entrepreneur is. Jy's wanneer jy eintlik dit die meeste nodig het is wanneer jy nie regtig die hulp kry in terme van pricing, want die risiko is baie hoër. Veral as jy begin leen, is die risiko is baie hoër en uit die hart van die saak betaal jy baie meer. As jy jou verhouding in privaat bankdienste en in jou besigheidsbankdienste, veral as jy nou in die middel en die hoër vlak te begin skuif, dan val jy in 'n kategorie waar die verhoudingsbankier se portefeulje is baie kleiner is en hulle word gedryf om seker te maak dat hulle ken hulle kliënte, veral as jy na daai punte toe kom. So jy behoort die persoon se naam te ken. Jy behoort sy kleur te sy favourite kleur te ken. Sy kleur, ja, nee, jy gaan my raak sien. Of natuurlik maar die bankkleur. Jy weet, die kaartjie. Jy weet, is die goue, is die platinum. Alwen ek wil so dat en daar's voordele daarin. Daai platinum, dis presies wat ek nou wil sê, as jy moet jou banking CV opbou. Ja. So of hy jou nou ken of nie, enige ou gaan so op hy skerm en daar's jou hele banking history en CV en bottom line, hoeveel het jy daar, hoeveel investment het jy daar, wat is jou properties, wat skuld jy, hoe hanteer jy jou finansiële situasie is. So jy moet daai banking CV bou. En die bank het op jou portefeulje is daar 'n wins en verliesrekening wat op die modelle is. Ja. So 'n verhoudingsbestuurder kan gaan kyk en hy kan sien die opbrengs op hierdie portefeulje en hy gaan sommer 'n nommer sê is 8 of 10 of 12%. Die bank se hekkie koers, hurdle rate is miskien 15%. So as jy onder dit is, gaan dit moeilik wees
om dalk 'n beter transaksie te kry. Maar as jy bo dit is, dit hang ook af wat jy alles het, jy weet, wat in jou portefeulje is. So daar's 'n koers wat die bank natuurlik wil hê op die kliënt moet terugkom. Daai rate of return. Maar dit is onderhandelbaar. Veral as jy bo dit is, dan kan jy met jou verhoudingsbestuurder gaan, jy moet hom of haar goed ken en jy kan onderhandel. Veral as jy van 'n ander bank, een bank na 'n ander bank toe skuif, dan het jy 'n bietjie die hefboom in die hand. As jy 'n goeie kliënt is en jy wil skuif vir watter rede ook al, en Kan jy dreig om te skuif? jy kan dreig om te skuif. Jy kan natuurlik. Jy kan mos sê. Ja. 'n Goeie verhoudingsbestuurder sal nie 'n goeie kliënt wat dreig om te skuif. Ja. Kyk, as ouens wat dreig, maar as jy jou kliënt ken, dan weet jy. Die ou gaan waai. Ons is nou op die einde. Jy moet nou iets doen, drasties iets doen om hom te behou of 'n ander bank gaan vat. Maar kom maak dan nie net by elke bank 'n rekening oop dan nie. Jy weet, ek dink en dan stelselmatig, jy weet, en jy kan wheel and deal seker tussen die rekening vir al as jy enterprise banking doen, jy's dalk 'n maatskappy met 'n paar takke. Ja. So jy sê dit is 'n goeie ding om te doen. So diversifiseer jou portefeulje as dit kom by byvoorbeeld beleggings, so kom diversifiseer jy nie ook jou bankwese nie. So jou kleiner besighede is gewoonlik by een bank. Ja. Maar as jy hier na die medium en die groot besighede toe gaan, dan is dit definitief 2 en selfs 3 banke. Want verskillende banke is ook beter in verskillende goed. Jy het die een bank se internetbankdienste en sy online banking of sy applikasie, mobiele applikasie is baie beter as die volgende, maar die volgende bank mag dalk baie beter wees in iets anders. So ons het redelik van ons koöperatiewe en groot kliënte wat multibank is. En dan kan jy kan dan byvoorbeeld dit leverage teen die ouens, hè? Ja, sê luister. Ek het Standard Bank is daai of daai bank is daai groen bank is daai ene. Jy weet, kom ons negotiate, boys. Jy weet, ons moet nou maar praat. Dit gebeur. Paul, net so voordat ons afsluit, jy weet, ek dink Suid-Afrika, as ek kom by bankdienste, dink ek is op 'n goeie plek. En ek weet nie, hoe is jou opinie daaroor? Ons tegnologie dink ek is redelik voor in die wêreld. Ons mobiele applikasies, die aanlyn bankdienste is baie goed. Al van 30 sekondes, ek wil van jou kant af, jy weet, as 'n entrepreneur en goeie, soos jy nou vir 'n kyker daar buite kan sê byvoorbeeld, jy weet, wat het vir jou uitgestaan uit hierdie praatjie uit en natuurlik, jy weet, hoe moet jy kyk na jou bankdienste? Jy weet, van jou ondervinding af. Jy kan die bank vir jou laat werk. Ek was 'n ou wat een kant nou nog geen skuld so gou as moontlik. Laat die banke so klein rol as moontlik in jou lewe speel, maar dan jy moet nie alles kan jy beplan nie. In jou besigheid om dit bo water te hou, daar gaan iets kom, in 'n geleentheid kom wat jy die bank nodig het. Maar dan moet jy net sorg dat jou banking CV, bou daai banking CV. Banking CV is belangrik. Bou hom. En property, want dit ondersteun en dit help daai banking CV. Daai balans daai. Ja, die bank soek iets. Ons gee vir jou R10. Waar het jy R10? Alwin, dankie. En natuurlik, jy weet, baie sterkte, jy weet, Dankie. met die ondernemings wat vorentoe gaan. En as jy natuurlik, jy weet, nie die bank wil kom gaan besoek nie, dan gee my maar likeie. Jy weet, dan moet ons maar kyk, jy weet, waar doen ons ietsiekie. Stuur groete vir jou skoonpa. Wel, baie dankie, lekker om jou te ontmoet. Was 'n voorreg en miskien net as jy weer op die program bietjie later in die seisoen. Ja. En baie dankie dat julle saam gekyk het. Ons sien julle weer 'n volgende keer net hierop Wins of Verlies.